Wonderlik. Wonderlik. Nou ek het die voorreg gehad om so enkele weke gelede die 10de Mei met die vrouens te praat, kan jy onthou. En vandag was door Dion my gevra om met die manne bietjie te gesels, terwyl die vrouens ook hier is. Dat hulle ook kan weet en die man kan herinner, jy weet ons daai in die sy stand, jy weet dit. Ek het nou gesien, jy weet as die pastoor of die predikant bid, ag Here vergeef ons sondes, dan staan die vrou en ons moet nie sê. Ja. Nou ja, jy kan toch onthou, die woord het gepraat verlede keer vir die vrouens, wie sal 'n deugdsame vrou vind? Jy onthou dit, Gail, wat eintlik 'n militêre term is, wat sê, sy is altyd paraat, sy is altyd gereed, maak nie saak wat die aanvalle ook al mag wees, so vrouens moet nooit verbaas wees, as die dief kom om te slag en te steel en te verwoes, jy moet paraat wees, Gail, né? En dan die woord verder gaan, hy sê die hart van haar man vertrou op haar en aan wins, hierdie is belangrik, aan wins sal het hom nie ontbreek nie. Jo. En jy sien, waar kom jou wins vandaan? Hy praat nie van geld, hy praat nie van iets anders nie. Dis van die vrou wat standvastig, wat 'n Gail soldaat in die koninkryk van God is. As ons al maar net kan sê, daar's 'n Engelse vertaling wat baie meer direk vertaal is van die Griekse sê, he will never be poor. Ja, nie waar, kan iemand sê amen? Ja, en daar in Spreuke hoofstuk 12, ek hoop ek kry dit, ja, dan kom hier en hy sê, 'n deugdsame vrou, 'n Gail vrou, is die kroon van haar man. Nou die man is die koning in die huis, is die priester in die huis, hy is die generaal in die geveg. Maar hy helm wat hy dra, sê die Bybel hier, die vrou is die kroon van haar man. Pragtig, né? Maar kom ons praat 'n bietjie oor die manne. Nou, jy weet seker nou dat vandag die 21ste Junie is die kortste dag van die jaar. En dan vanaand is dit die langste nag van die jaar. En ook die donkerste van die jaar, want is donker maan, jy kan maar gaan uitgaan. Hier by 12 uur se kant, die van die wat nog wakker is, en kyk hoe donker is dit hier. En dan, ekskuus, kan jy hoor nie? Nee, ek praat van vanaand in die nag. Ja. Dan sê, die manne, Vadersdag 21 Junie 2026, soos wat die jaar besig is om te verander. Dit gee vir my net weer eens die almag en die krag van die woorde wat God spreek. Hy het gesê, laat die son en die maan die seisoene inlei en aandui. Die waarheid, volmaan, donkermaan, ensovoorts, ensovoorts. En dit is vandag nog steeds so. Amen. Is God nie groot nie, né? Reg, ons praat 'n bietjie met die manne vandag. Daar sê hier skakel jy man. Met 1 Samuel, ek het verlede keer met die vrouens ook gesê dat die vrouens se lewe moet van so aard wees in die oë van die Here, dat as die manne in 'n gesprek is en die vrou kom by die vertrek en die vrou, wie is daai vrou? Dan moet die man nie sê, wat is my vrou nie. Dan moet onderaan sê, dis my vrou daai. Dis my vrou daai. Omdat sy 'n Gail vrou is, né? En nou dieselfde boodskap ook vir al die vrouens vandag. As julle so by mekaar is en jy klets, ek wil praat oor baie dinge. Julle gesels en praat oor baie dinge. En die man kom ingestap en die vrou sê, wie's daai ou? Dan moet die vrou sê, dis my man daai. Dis my man. Jy weet, nie my man nie. Jy moet 'n attitude hê. En manne, dis alles ons keuse vandag, dat jy vrou so van jou sal praat. Dis my man daai. Omdat jy trots is op hom. En omdat jy weet, hy is die man van die huis. En hierdie boodskap is nie net vir paas nie hoor, dis vir allemaal. Of jy 'n jong seun is nog op skool, of 'n student is, of jy, weet daar kom 'n tyd in die skool sê, ek sal nooit trou nie, jy weet, tot jy so by matriek kom en sê, ek wil sommer môre trou. So, almal wat manne is hier, jong of oud, maak nie saak hoe jonk jy is iemand wat onder 20 is. Steek jy hand op gou, ek gaan nie vra, ja, julle is ook manne met wie die Here vandag praat, hoor. Luister mooi wat sê die Here vandag.
Ok, in 1 Samuel 9 vers 6, lees ons in die woord, en die dienaar Saul antwoord hom. En hy sê die volgende, maar kyk, in hierdie stad is 'n man van God. Dis so daar toe Saul die donkies gaan soek het, net voordat hy gekroon is as 'n koning en hy wil teruggaan, sê nie wat ons kry nie hierdie donkies, en toe sê sy diensknegt, in hierdie stad is daar 'n man van God. Ja, en mag dit vir ons ook so wees. As die mense van Koster praat, moet hulle sê, in hierdie stad, in hierdie dorp is daar manne van God. Amen. In hierdie kerk is daar manne van God. Ishai, dis die woordjie wat gebruik word. Ek praat kampioene in die oë van die Here. Dit wat die seisoen vandag verander. Kom ons laat toe dat die Here ook ons manne se lewens verander. Om die man te wees wat God se kind is, wat God se man is. Maar wat is 'n man van God? Ek is so bly vir hierdie woord. Pragtig, magtig. 'n man van God is 'n godsman. Uit en klaar. Punt, onderstreep hom. 'n man van God is 'n godsman. En onthou, die Here praat ook met julle jong kinders, nee, julle jong seuns wat hier is. Want jy moet ook 'n man van God eendag wees. Ek wil verder, 'n man van God is 'n man wat met God wandel. Wat die teenwoordigheid van die Here altyd soek, wysheid en krag en wat jy ook al nodig het. Man van God is 'n man wat wandel met God. 'n man van God is 'n man op wie God trots is. En was die Here nie trots op 'n man met die naam van Dawid nie? Jong seentjie wat deur 'n Gajiel geleer was van die Here, sy ma geleer was, Nitsiba, hoe om die Here te dien, en hy het tot in met die einde van sy lewe, het hy nog met God gewandel. Dis nie te sê hy het nie foute nie. Daar is nie 'n man wat nie foute het, ek praat nie van myself nie, maar daar is nie mans op die aarde wat nie foute het nie. Almal het foute, maar weet jy wat? Daarom het ons 'n Vader in die hemel, na wie toe ons kan gaan en sê, Vader, ek het droog gemaak. Ek het 'n verkeerde besluit geneem. Dis wat die verskil is. Gaan kyk met Dawid, hy wandel nie met die Here, dat daar se tyd is wat daar duister was, en onmiddellik as hy dit besef, dan praat hy met die Here daar. Dis wat beteken om te wandel met God. Praat ook met die Here oor jou verleenthede, manne. Praat met die Here oor jou ongeloof. Praat met die Here oor jou swakheid. Nie om daarin te bly nie, maar om meer as 'n oorwinnaar te word en te wees. Want jy het 'n Gajiel aan jou sy, en julle gaan Gajiele aan julle sy ook nog gee. Reg. 'n man van God is 'n magtige wapen in die hand van God. Dis die waarheid. 'n man van God met die naam van Moses, al wat hy moes gedoen het, is om sy staf uit te steek. Al wat hy moes gedoen het, was om die rots te slaan. Al wat hy moes gedoen het, is om met die Here te praat, en om in die bres te tree, toe die Here sê, ek gaan almal uitwis. Want as 'n klaar kous sê hierdie, want hy sê, nee Here, jy kan dit nie doen nie. Wat gaan die Egiptenare sê? Dis 'n man van God. Dawid was 'n man van God. Samson was 'n man van God, tot hy God begin vergeet het. Saul was 'n koning wat deur God gesalf was. Kop en skouers bo almal, tot hy ongehoorsaam was aan die stem van die Here. Amen. Reg. Maar hoe lyk 'n man van God? Hoe lyk 'n man van God? Kom ons kyk 'n bietjie hierna. Dis eintlik die boodskap vanoggend vir elkeen van ons. En vrouens, julle moet dit onthou, maar terwyl jy onthou wat hier gesê word van jou man, onthou wat gesê was die 10de Mei oor jou as vrou. Amen. En ek dink dit is eintlik, jy weet, ek sal die koste daarvan dra dat elkeen van die vrouens in die gemeente weer 'n boodskap sal kry vir die 10de Mei. Is dit reg so? Ja, goed. Maar hoe lyk 'n man van God? In die eerste plek, 'n man van God is karaktersterk en liefdevol. Karaktersterk. Kyk 'n bietjie wat sê die woord. 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14. En hy praat spesifiek hier met ons manne. Hy sê, waak. Gregoreo is die Grieks, wat eintlik beteken, jy is 'n soldaat, wat aangestel is om wag te hou oor baie dinge. Jy moet wag hou, meneer, oor jou huis.
Jy moet waghou oor jou gedagtes, jy moet waghou oor jou optrede, reaksies en aksies. Jy moet waghou oor jou kinders. Want die Bybel sê vir ons, die duiwel op ons is 'n brullende leeu en hy soek wie kan verstaan. Hoe moet jy weerstaan? Amen. Daarom moet ons waak, Gregorio, ons moet staan, sterk staan, stekko. Is daar die woordjie, jy skop jou voete en jy neem die besluit en jy staan by jou besluit. En dan moet jy seker wees jy het die besluit van God gekry. Veral wat die opvoeding van ons kinders sal betref. Amen. Ja, daarom moet ons moet net waak nie, ons moet sterk staan op beginsels, op morele waardes. En die wêreld om ons is besig om totaal en al in wanorde te gaan as gevolg van morele waardes wat nie meer gehandhaaf word nie. Daarom moet ons sterk, ons moet vasstaan. Dan gaan dit verder in die geloof, wees manlik, wees sterk. Krataio. Wat beteken versterk jouself gedurig. Versterk jouself in die woord van die Here. Want ons is nie volmaak nie. En ons is nie sonder probleme nie, ons is nie sonder 'n vlees nie, maar in alles om hierdie dinge, Gregorio en stekko te kan wees, en om in die man te wees, wat 'n karakter sterk en liefdevol is, moet ons onsself versterk. Die eerste ding wat Dawid gedoen het, soos sy lewe op die spel, wat ek het al daarvan hiervoor gepraat, dink ek. Sy eie manne wil hom doodmaak, as gevolg van alles wat weggevoer is. Hulle huil almal saam in een nag, en die volgende oggend toe soek hulle nou iemand. Soos wat ons ook maar altyd soek. Iemand moet ons altyd verantwoordelikheid vat vir die foute en die probleme. Is dit nie waar nie? Ramaphosa, Kosazoso, nee, was hy Zulu se naam? Nee, Zuma, ekskuus. En jy weet, daar was Botha gewees, jy weet. En so soek ons moet. Ons kan nie meer Telkom blameer nie, want Telkom bestaan nie meer nie. Jy verstaan nie wat ek probeer sê. En so soek hulle toe rede, hoekom is hulle nie toelaat? Dawid. Dis hy. En hulle maak plan, hulle tel klip op om te steen en hulle wil hom doodmaak. En Dawid sê die woord van die Here is bang, hy's beangst, maar hy het hom versterk in die Here. Hy het hom gekrataio in die Here. Hy het gesê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy het ook gesê, al gaan ek deur hierdie dal van doodskaduwee, ek sal nie onnodig vrees, want U is met my. En toe homself versterk het in die Here, toe begin hy eens met die Here praat. Toe begin hy eens bid. Dis die Here. Toe praat hy profeties, hy bid toe profeties. Sal ek inhaal? Sal ek agtervolg? Sal ek inhaal? En sal ek alles terugbring? En die Here sê vir hom, jep, agtervolg hulle. Jy sal hulle inhaal en jy sal alles terugbring. Ja. Broeders, kom ons leer iets hieruit. Jy as pa van die huis, jy as man van jy as seun in hierdie kerk vanoggend moet weet, daar is sekere dinge wat die Here in jou wil sien, en as hy dit nou al sien, as jy wat 'n jongseer is, jou toekoms is uitgelê deur God. Reg, laat alles by julle in liefde geskied. Self wanneer jy verskil van jou vrou, verskil vra met liefde. Amen. Jy moet voor jou klap gee is 'n lunchbar. Nee, dis nou nie waar nie. Dis nie waar nie, hoor. Okay. Ja, maar jy ken my daarom, nee. Ek ken my. Maar weer eens, hoe lyk 'n man van God? Tweede plek. 'n Man van God is gehoorsaam aan God. Ja, ons volg so maklik ons eie koppe, né? Ons neem so maklik ons eie besluite, né? Afgesien van die feit dat daar 'n rooi lig is wat die Here vir ons as manne gee. Jy moes die verkeerde besluit doen wat ek dink is reg. En Saul was 'n magtige koning gewees, totdat hy ongehoorsaam was in die woord van die Here. Profeet sê vir hom, jy moet alles by die bankvlak tref. Al die vee, alles, self die koning moet julle doodmaak voor die aangesig van die Here. En so dan hier is 'n paar mooi skape, meeste. Hier is stoetskape hier. En hier is stoetbeeste. Kyk jy daai bil, hy sal baie pas by my klomp koeie, jy weet. Kom ons hou so 'n paar van hierdie goedjies vir ons, jy weet. En toe saam hulle aankom te sê, wat 'n gebler van skape hoor. En toe
probeer Saul het nogal regverdig, ook so regverdig ons manne ook maar soms deur 'n skynheilige kombers daaroor te wil trek. As jy ons wil dit offer aan die Here, hy gaan verder en hy sê, en Samuel sê vir Saul, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan sy stem, as hy met jou praat. Daar's niks wat kan opweeg teen gehoorsaamheid nie. Ons kan die gehoorsaamheid ek kan amper sê, aftakel nie. Ons kan dit nie verkleineer nie. Gehoorsaamheid is die beste. Samson is dood as gevolg van ongehoorsaamheid. Die Here waarsku hom teen hulle, hy waarsku hom 3 maal, 2 maal wat hy kon kop uittrek. Maar hy het nie geluister nie. En hy het nie geweet, sê die woord, dat die gees van God van hom gewyk het nie. En in hierdie geval ook as gevolg van ongehoorsaamheid waar dit begin het, kom die Here en hy sê, wanneer gaan jy ophou huil oor Saul? En wanneer gaan jy ophou bid oor Saul? Want ek het hom lankal verwerp van die horing en gaan salf 'n koning wat ek uitgekies het. Gehoorsaamheid. Soos in die gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Dis beter om gehoorsaam te wees as om offers aan hom te bring. Dit sê nie offers is nie belangrik nie, maar moet nooit jou offers aan die Here, die hoeveelheid geld wat jy gee vir die werk van die Here, opweeg teen gehoorsaamheid nie. Dan beteken dit niks vir jou nie. Absoluut niks nie. Dis eintlik wat hier staan. Want alles begin by gehoorsaamheid, manne. Alles begin daar. Dit is beter om na hom te luister as om die vet van ramme aan hom te bied. Ek kan onthou, daar was een persoon by 'n NG Kerk waar ek betrokke is, dit is Moret, ek kan vir die sê, 'n man wat skat ryk is. En een keer toe spreek hy een van die predikante hom aan oor iets, en hy sê toe vir hom, ek luister na jou nie. Ek gee R20.000 'n maand vir hierdie kerk. Jy het nie die reg om met my te praat nie. Gehoorsaamheid is beter as offergawes. Want die Here sien jou offergawe met dankbaarheid en met 'n profetiese oog raak wanneer jy gehoorsaam raak aan sy stem. Reg. Om ongehoorsaam te wees is net so erg die sonde van towery en waarsêry. Ouch. Reg, manne, hoe lyk 'n man van God? Ek hoop jy kan inpas by die 2, of wil inpas by die 2, dis meer belangrik. Ek wil inpas by die eerste 2, want ek wil 'n man van God wees. Ek wil daar die man wees waarvan my vrou sê, dis my man daai. Amen. Kan die broeders sê amen? Dis nie die vrouens wat sê amen. Broeders, help my bietjie hier, sê amen. Halleluja, dankie. 'n Man van God is volwasse en nie kinderagtig in sy optrede nie. Broeders, weet jy bietjie self wanneer daar 'n argument in die huis is? Tree op soos 'n kind of tree op soos 'n man van God? Dis iets jy mag nooit van mekaar verskil nie, maar die manier hoe ons verskil van mekaar is deurslaggewend. 1 Korintiërs 13 vers 11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, ek het gedink soos 'n kind, en ek het geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind agtergegaan. Het ons broeders? Dink bietjie. Jy daardie kleinserigheidjie weet, gaan alles net oor my. Jy weet, ek is die belangrikste. Dit wat ek sê is wet. Sê wie? Dit wat ek doen is reg. Sê wie? Meet jou aan die eerste 3 en kyk, hoe sien die Here jou? As 'n man van God? Of as iemand wat probeer om 'n beeld voor te hou? Goed, het ek die dinge van 'n kind afgeneem. 1 Korintiërs 14 vers 20, manne, ek praat met ons, is almal so oorhoop, steek jou hand op dat ek sien, waai bietjie vir my. Hy praat met ons, hy sê, manne,
Moenie kinders wees in die verstand nie, maar wees kinders in die boosheid en wees volwassenes in die verstand. Maar praat nie hier met 'n professor of 'n dokter of 'n goed geleerde nie. Amen. Hy praat met elkeen van ons. Want wanneer jy wysheid kort kom, bid dit van God en hy sal dit vir jou gee. So hy teks iewers in die Bybel wat staan, hier is 'n man in die stad. Hy's arm, almal kyk neer op hom, maar hy het die wysheid van God. Kom ons luister wat sê hy. Dit is iewers in die Bybel, né? Ja, right. Goed. Ek gaan die volgende week keer 'n frasiekie kom. Weereens, hoe lyk 'n man van God? Broeders, jy kan nie net een hiervan kies nie. Jy moet almal kies. Het jy hom al in die styg geslaan? Het jy al? Oké, dat is het. 'n man van God is 'n man vir sy vrou. Kan die suster sê amen? Kan die manne sê amen? Die mense is stil nie, is dit koud? Oké. Is 'n man vir sy vrou. Kom ons kyk bietjie daarna. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet jy as man van jou vrou saamlewe op 'n begripvolle, hierdie kom meer direk vertaal. Ek wil nie al die Griekse woorde aan die verwys, maar dit is meer 'n direkte vertaal. Net so moet jy as man van jou vrou saamlewe op 'n begripvolle wyse en met groot sagtheid en tact. Dus ek het een keer geluister na iemand wat praat van die brein van 'n man en 'n brein van 'n vrou. Hy sê 'n man se brein is een bladsy op 'n boek. Hy doen dit. As hy rugby kyk, kyk hy rugby. Hy kan nie gas nie. Hy kyk net rugby. Maar 'n vrou se brein sê, is soos al die bladsye wat gelyktydig werk. En die Bybel sê, ons moet taktvol met hulle saamlewe. Amen. Taktvol. Dis die Here eers die man gemaak het en nie die vrou nie. Want dit is die Here eers die vrou gemaak het. Sy die tyd van Eden nooit geplant gewees het. Oké, maar dis 'n ander preek. Dis 'n ander preek daaroor. Saamlewe op 'n begripvolle wyse en met groot sagtheid en tact, met 'n intelligente agting van haar. Die Bybel sê nêrens jy moet jou vrou verstaan nie, maar jy moet begripvol wees. Amen. Jy moet haar dophou. Jy moet kyk hoe tree sy op vandag, want waaragtig môre gaan sy nie weer so optree. Ek dink ek moet weer met die vrouens kom praat. Ja, maar met 'n intelligente agting vir haar. En hy praat hier van spesifieke situasies. Hy praat nie oor die algemeen nie. Dit is soos 'n wolk wat daar bo is. Dit gaan oor situasies wat opduik in jou huis. Amen. Dan gaan hy verder. Sy mag dalk swakker as jy wees, maar sy is jou gelyke vernoot in God se gawe van 'n nuwe lewe. En dan behandel haar met eer en respek, sodat jou gebede nie verhinder. Ek kop toe, is die woordjie, sodat jou manne se gebede nie verhinder word nie. En hy sê nie hier, ag Here, is hierdie vrou wat jy my gegee het. Die Here het nie daai vrou vir jou gegee, jy het haar gekies. Jy het haar gekies. Jy moes wysheid gevra het toe jy haar gekies het. Het jy wysheid gevra, my broer? Het jy wysheid gekry? Ek is seker jy het. Ja, pragtig. Verstaan jy, jong manne, hoor jy wat ek sê? Jesus, ek gaan nie die Here se keuse nie. Ag Here, stuur iemand my by die duiwel, gaan net so wat iemand op vir jou stuur. Dieselfde met die vrouens. Ag Here, stuur my 'n man, tol daar klens met blou oë, Here. En dan stuur die Here boekpens, bleskop, en jy sien hom nie raak nie. En dis die ou wat jy raak alles kon gegee het in die lewe. Amen. So behandel dit met wysheid, jong manne. Verhinder ek kop toe beteken 'n boom wat dood is, wat afgekap word vir vuur maak hout.
Of dit beteken, wat ons deesdae ken, met hierdie weed eaters, wat jy gras afsny, sodat dit baie netjies lyk. En vir die Bybel sê, manne, voordat jy vir die Here iets vra, dink eers, is ek 'n man van God in die oë van God? Maar jy het 'n paar sekondes nodig om daai saak reg te stel. Dis as ek my sondes bely waar ek die merk gemis het, hy is getrou regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En voordat jy verder bid, gaan eers deur na jou vrou toe, dan praat jy met haar. Amen. Sê ook vir haar, ek is jammer. Dis moeilik. En nie ek is jammer, maar weet jy wat? Nee, jy het nie gesê jy is jammer nie. Jy het weer rede gesoek vir jou optrede. 'n Man van God is 'n spesiale tipe man, broers. Is 'n persoon wat nie rondgewaai word deur die winde van verandering nie. Is 'n persoon wat vas staan, wat waaksaam is, nie net oor sy gesin nie, sy vrou en sy kinders en sy studies en sy werk en sy besigheid nie, maar ook waaksaam is ten opsigte van homself. Dis waar dit begin. Daardie teks van die woord van die Here vir ons sê, hy sê die wapens van ons stryd is nie vleeslik, maar kragtig deur God, om vestings neer te werp, om planne te verbreek, en om gedagtes te roep tot gehoorsaamheid tot God. Here, ek roep my vrou se gedagtes tot, roep eers jou eie gedagtes tot gehoorsaamheid. Dis waar dit begin. Want hierdie vers begin eers by jou, om planne van Satan in jou lewe te verbreek, om vestings in jou lewe af te breek, om hierdie balk uit jou oor te haal, dan gaan jy duidelik sien hoe die Here wil hê jy moet optree. Godsdienst is nie speletjies nie. Godsdienst is morele waardes. Godsdienst is dan morele waardes vas te hou, om daarom te glo, daarom moet jy die morele waardes reg kies. Iemand het net toe gesê, iets van die blou bulle, maar hy die morele waardes vertrap. Dit is 'n ander preek daar hoor. Ons mag grappe maak. Die Here lag baie keer vir ons ook. Hy's baie keer treurig as hy na jou kyk. Maar baie keer kyk hy na jou en hy lag en hy sê, can you believe it? Hy tog mense aarde. Ja, en hy is trots op jou ook. Maar hy kan ook teleurgesteld wees. Dis God. En daardie trots, of van teleurstelling na trots, is 'n paar oomblikke in sy teenwoordigheid. Maar jy waaragtig kan vra, Here, daar is hy, sodat jou gebede nie verhinder, ek kop toe mag word nie. Kolossense 3 vers 19. Man van God, jy moet jou vrou lief hê, agapao, wat kom van agape. Hy praat nie hier van hals om die, nee, wat lyf om die hals op. Was jy reg uitdrukking? Ja, jy verstaan wat toe. Dit vra die hand aan hand en vast te druk en de agape liefde is iets anders. Agapao liefde is daardie liefde wat jy haar respekteer in die eerste plek. Waar jy haar alles in die lewe wil toevoeg in die tweede plek. Waar jy wil hê sy moet suksesvol wees in alles wat sy doen. Waar jy trots is op haar. Dis die liefde waarmee God ons lief het. Hy respekteer ons. En hy wil ons alles gee om te wees wat hy wil hê ons moet wees. Daarom moet ons as man ons vrou alles gee. Om vir haar te wees wat sy graag wil wees. Dit het niks met koukie of wat is al die mooi klere, wat noem jy hulle? Kan jy hoor nie? Nee, nie Barbie pop, ons praat van groot vrouens. Dit gaan nie om te gee, om te gaan koop en skuld te gemaak nie. Dit praat oor respek. Dit praat oor eerbied. Dat sy voel, sy is jou vrou. Ja, ek het een keer saam met Alfrida 'n fliek gekyk en in die fliek toe, daar is nou gangsters gewees hier. In die fliek, want jy leer baie daaruit om verkeerde dinge nie verkeerd te doen nie, of regte dinge nie verkeerd te doen, ekskuus. En die vrou sê vir haar man, I want to go shopping. En hy vra, how much money do you need? Not much.
En elke keer as Alfredo met ietsie gaan kom, sê, hoeveel het jy nodig? Nou dit is nou 'n grap by ons, jy weet. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor daardie morele saamwees. Want die man sal sy vader en sy moeder verlaat. Die oomblik as jy 'n vrou in jou lewe vat, is niks meer belangriker as jou vrou nie. Of as jou, nie eers jou kinders nie. Hoor jy wat ek sê? Want eendag gaan daai kinders weg. Jy moet saam met jou vrou daai kinders gee wat hulle nodig het. Alright? Maar jy sal jou vader en moeder verlaat en jy sal jou vrou aanhang. Reg. En dan, man van God, jy moet jou vrou lief hê en nie teen haar verbitter word nie. En ek dink ek gaan hulle baie eltjies hoor as mans eerlik met ons gaan wees of met homself. Daai woordjie verbitters is pikria in Grieks, 'n klein woordjie, maar 'n kragtige woord. Wat beteken 'n man wat knorrig en gedurig met 'n suur gesig rondloop. Kan iemand sê ouch? Is daar 'n sussie wat wil sê ouch? Ouch. Knorrig. Verbitterd. Knorrig. Jy ken mos daai ou ding, jy weet. Jy pa het vanoggend die verkeerde voet in die bed uitgestaan. Laat hom dan net aan die ander kant van die bed môreoggend lê. Jy weet, verstaan jy wat ek bedoel? Ons weet, manne, moenie 'n verbitterde mens wees nie. Moenie 'n mens met 'n suur gesig rondloop gedurig nie. 'n Knorrige man nie, jy weet. Knorrig oor alles. Dat jou kinders bly wees jy is hulle pa en nie bang wees vir jou nie. Maar vrymoedigheid hê om met jou alles te bespreek omdat jy nie 'n knorrige mens is nie. Jy is 'n mens wat wysheid kan gee. 'n Man met 'n skerp tong. Ja. 'n Man wat onvriendelik en sarkasties is. En hy praat hier van 'n man teenoor sy vrou. Hy praat hier van 'n, hoekom lag jy so vir jou man? Ekskuus? Broeder, kom ons laat toe dat die Gees van God met ons praat, broeders. Mag hierdie 'n woord wees wat ons lees in Tessalonisense, nie 'n woord wat veel burger aan die bring nie, maar so wat dit waarlik is, 'n woord van God wat werk vir die wat daarin glo. Here praat met ons, want hy wil ons seën, manne. Hy wil jou werk, hy wil jou besigheid, hy wil jou hele lewe seën. Maar soms word ons gebede afgekap soos 'n dooie boom. En dan 'n man wat sy vrou minag. Sy het nie sê nie. Alles wat sy sê is nie belangrik nie. Onthou, die kroon van 'n man is sy vrou. En aan wins sal dit nooit ontbreek nie. This man will never be poor. So kom ons begin optree teenoor ons vrouens, teenoor julle toekomstige vrou, neem nou al 'n besluit. So wat die Here wil hê, ons moet optree. En susters, gaan luister weer in die 10de, hoor, want daar's ook 'n deel vir jou. 'n Man wat sinies en spottend is. Nou daar's nie verkeerd om mekaar humoristisch te spot oor iets nie. Eintlik hoor dit so, om saam te lag oor iets wat ons verkeerd gedoen het nie, né? Okay. Maar hy praat hier van 'n spottende, neerhalende optrede. Né? Want jy hoef niks te sê nie, maar jy kan jou vrou bespot het. Net deur jou houding, deur jou optrede, jou reaksie. Want niks sê soms dit baie meer as om iets te sê. Reg, ten slotte, wat is 'n man van God? Dis 'n man van verantwoordelikheid en opofferende liefde. Volgende, dis 'n man wat 'n volgeling van Jesus Christus is. En ek sê weer, broeders, die Here wil jou seën. En as hy tot nou toe jou nog nie gesê het, is daar 'n rede vir. Gaan kyk, is jy man van God in jou huis, vir jou vrou en vir jou
Psalm 90 vers 1 is 'n kragtige gebed wat Moses hier gebid het. In 'n tyd van groot verleentheid in sy lewe. Maar kyk hoe begin hy. 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was ons woonplek en ons toevlug van geslag tot geslag. Amen. En gaan lees die res van Psalm 90. Jy gaan jouself jou eie prentjie daarin sien. Dan sluit ek af. 'n Man van God is 'n kragtige wapen in die hand van God. Amen. En dan is die vraag wat u en ek moet beantwoord. Die wapen, 'n kragtige wapen in die hand van God. In wie se hand is jy, broeder? Want jy bly 'n kragtige wapen. Hierdie woordjie kragtige is eintlik dynamo. Wat beteken, dis krag wat aan jou gegee word. En krag wat aan jou gegee word is iets wat jy moet ontvang. Verstaan nie? Die Here gee ons die krag, maar ek moet dit ontvang. Maar jy ontvang krag from somewhere. En ons moet plek kom dat ons mans ons eie lewens moet begin ondersoek. Sodat ons ook 'n man van God 'n kragtige wapen in sy hand kan wees. Amen. Dankie Here vir manne, vir seuns wat hier is vandag. U seuns, Here, wat U ons uitdaag, o Vader, wat U ons aanmoedig, o Here, om te kan sien soos wat U ons wil sien. Ek bid daarvoor in Jesus naam, dat voor die einde van hierdie dag en die einde van hierdie week, vrouens sal besef, iets het met haar man gebeur. Dat kinders sal besef, pa het verander. Dis my pa daai, en is my man daai. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam.